Wat gebruik jy as filter vandag? Dis 'n interessante vraag. En nou as mense dit hoor, dan dink jy, TikTok filters, foonfilters. Ons almal gebruik dit. Net soos hierso. Ek het een nou aan om te filter die kleur, soos wit en swart. Ek is seker waar het ek hierdie stelling gehoor nie. Ek kan nie onthou nie. Ek weet ek het dit neergeskryf. Ek dink dit was by een by 'n selgroep gewees. Maar waaraan meet ons vandag se tyd? Laat die Bybel jou filter wees. En die vers wat ek al neergeskryf het was Filippense 4 vers 6. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Interessant. So, ons is so bekommerd oor alles vandag. Ons stres oor alles, vandat ons oë oop word, dan stres ons. Gaan ons eet? Waarna toe moet ons gaan? Gaan die pad veilig wees? Gaan my kinders veilig by die skool wees? Gaan my man terug huis toe kom? Wat gaan ek vanaand maak vir aandete? Wat moet ek aantrek vandag? Jene, laat hierdie my vet lyk. Hoe baie van ons sê dit? Spreek sulke goed oor ons. En waar kom dit vandaan? Ons luister na die verkeerde stemme. Ons is so geneig om dinge te meet aan wat ander mense glo en dink, waaraan ander mense hulle self bind, of net wat hulle glo. Ons moet vandag se tyd, met ons eintlik gaan, en as jy twyfel oor iets, en jy wonder oor 'n ding, gaan sit met jou Bybel, gaan sit met die skrif. Moenie net alles glo wat mense vir jou sê nie. Wat sê die Here vir jou? Ek dink dit moet eintlik die vraag wees. Wat sê die Here vir jou? En as jou antwoord is, jy hoor hom nie, dan gaan ek amper wil sê, wat is in jou wat jy dan na luister? Wat is dit wat jy van ontslae moet raak? Enige vraag wat jy het, enige ding wat jy wonder, wat jy hier buite sien, wat jy in die wêreld beleef, wat jy hoor anders sê, kan jy na die skrif toe gaan vir 'n antwoord voor. Want hy sê tog, hy sê, wees oor niks besorg nie, soos moenie bekommer nie. Maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. So hy sê, kom na my toe met julle begeertes, deur te bid en my te smeek vir antwoorde, maar jy moet alreeds dankie sê daarvoor. Hoeveel keer sê ons nie in Jesus se naam nie? Ons bid iets in Jesus se naam, daar's krag in Jesus se naam. Maar hoeveel keer sê ons vir die Vader, dankie Vader, dat ons Jesus se naam kan gebruik en U sal ons hoor. Dis net soos as ons bid vir iets. As ons vra vir iets in ons lewe. Ons vat die voorbeeld van, jy soek 'n nuwe werk. En jy bid, Here, raak my finansies aan. Geef vir my hierdie nuwe werk. Ek wil by daai plek werk, want dit is mooi mense, dis goeie mense, dis 'n goeie salaris, dis presies wat ek in my lewe wil doen. Dit is my begeerte om daar te werk, Here. Asseblief Vader, gee vir my daai werk. En dan los jy dit, dan wag jy nou. En eintlik die regte ding wat ons moet doen is, ons moet sê, Here, dankie dat U dit al klaar vir my gegee het. If you can see it, you can have it. Dis daai ding van mense met visioene ook. Ons sien baie keer goed van die toekoms wat die Here met ons deel. En dan dink ons, okay, nou moet ek net terugsit en wag, want die Here het gewys dit gaan gebeur. Nee, daar is nog steeds werk daarin. Jy moet sê, dankie vir dit wat U vir my gewys het. Ek glo wat U met my deel. Ons moet nie net wag nie, en dis dieselfde as iemand oor jou profeteer. Gebruik daai woord en maak dit vir jou werk. As iemand oor jou profeteer en sê, ek sien jy gaan 'n boek skryf eendag. Gaan jy wag tot daai boek voor jou lê en net klaar is? Nee. Jy gaan begin skryf, jy gaan begin teken, wat ook al die Here op jou hart lê, die boek oor moet wees. Jy gaan begin navorsing daaroor doen, en jy gaan dit begin oefen, en dis dieselfde met enigiets anderste in jou lewe. As die Here vir jou 'n woord gebring het van hy gaan vir jou 'n ander werk gee, dan sê jy klaar, dankie daarvoor Vader, dankie vir die nuwe werk wat U my mee gaan seën. Ek weet dalk nie wat se dag dit gaan gebeur nie, ek weet nie dalk wat se tyd die antwoord gaan kom nie, ek weet nie hoe ver weg dit is nie, maar ek weet U gaan dit vir my gee,
want ek glo wat U vir my sê. Ek luister nie na mense nie, ek glo wat U vir my sê, want U woord sê vir my, al wat ek nodig het is geloof. Maar ons is geneig om te sê, as dit U wil is, as U my tog net wil hoor. En eintlik wag die Here net vir jou om te sê, dankie Vader, ek ontvang wat U vir my wil gee. So ek wil weer sê, as jy twyfel vandag oor enige iets, maak die Bybel jou filter. Die enigste filter, want dis die enigste ding wat tel. Daar's waarheid in die woord, daar's lewe in die woord. Ons moet dit net ons eie maak. En selfs as jy nie weet wat om te bid nie. Ek het dit een keer gehoor by 'n pastoor wat ek laas jaar in die kerk by was. En ek het gedink, joh, dis 'n interessante manier om te bid. En hy het gesê, vat psalms, enige psalm. Jy kan enige psalm in die Bybel vat. En dan lees jy dit as 'n gebed. Lees 'n vers en maak dit jou eie. Wat ook al in die vers staan, maak dit jou eie. En so gaan jy reg deur die hele psalm. Hierdie ding wat ons sê, ons kan nie 'n gesprek met die Here voer nie. As jy met iemand kan praat in jou lewe, jou ma, jou pa, jou sussie, jou boetie, jou beste vriend, 'n kollega by die werk. As jy met enigiemand 'n gesprek kan hê, dan kan jy met die Here 'n gesprek hê. Dis presies dieselfde. Hy is 'n geliefde vir jou. Hy is 'n Vader vir jou. Jesus is 'n vriend vir jou. Die Heilige Gees is ook 'n vriend vir jou. Maar hoekom het ons nie vriendskap met die Here nie? Hoekom twyfel ons in wat die belofte is vir ons lewe, wat hy vir ons gee? Die woord, die skrif in die Bybel, dit is waar die waarheid lê. Die Here is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Gaan sit met jou Bybel en filter alles uit van die wêreld en luister wat hy vandag vir jou in sy heilige skrif wil sê. En leef by dit. Sê dankie. Bid opregtheid in jou hart. En as dit kos, as jy wil smeek, gaan op jou knieë en smeek die Here vir 'n verandering in jou lewe. En dan sê jy, dankie Vader dat ek voor U kan kom lê en weet, vertrou en glo dat U beloftes in U woord sal vir altyd bly staan. Ek dank U vir dit wat U vir my bring en ek glo dit sal kom. Amen.